Vriende, is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees, so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën, so rondom sy woord, en ek bid dat die Here vir my en vir jou sal opbou in die allerheiligste geloof. Altyd 'n voorreg om te weet dat Johannes 15 vers 3 vir ons sê dat God se woord het 'n wassende effek op ons siele. Die Here sê vir sy apostels, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Daarom is dit so belangrik om nie net die woord te lees nie, maar ook die woord te memoriseer en onderrigting uit die woord te ontvang. Want die Here het sy woord vir ons gegee sodat hy ons kan onderrig en vir ons kan leer aangaande die weg wat ons dan op moet wandel. En as ons kinders van die Here is, dan is daar een gebed in ons hart, soos daar die pragtige lied sê, ek wil wandel op die Godsweg, heel my lewe hier en nou. Want daar is geen ander hoofweg wat 'n kind van God moet hou. Is die weg soms swaar en steil, by die Heer vind ons heil. Ek wil wandel op die Godsweg elke dag. En ag vriende, dis op hierdie pad wat ek u wil begelei. Op hierdie pad van selfsterwe, kruisopname en om Jesus te volg. En glo my, dit bring vrede, dit bring blydskap, dit bring hierdie absolute dankbaarheid in jou hart, dat jy weet, ek lewe nie net vir die hier en nou nie, maar ek lewe vir daardie ewige heerlikheid, om eendag uit die mond van die skepper van hemel en aarde te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. En ag vriende, mag die Here vir ons genade gee om die waarheid van sy woord te verstaan, terwyl ons aangaan met hierdie besondere reeks kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Nou net so ietsie wat ek vir u wil noem is, mense vra my dikwels nou, Dominee Gerard, wanneer neem jy hierdie boodskappe op, en is daar 'n tydgeleef wat jy een kant sit om hierdie boodskappe op te neem, hoe vroeg staan jy in die môre op, en ag wil ek vir u sê vriende, dit wissel maar. Daar is tye wat ek sommer so 2-3 boodskappe na mekaar opneem, soos my program om dan ook verleen tot hierdie opnames, baie keer is ek te besig, ander kere neem ek vroeg in die môre op, dit hang net af van hoe my program werk. So, wat ek maar net vir u kan sê, elke opname wat ek doen, is daar 'n gebed in my hart dat die Here hierdie woord, hoe kort en eenvoudig dit ook mag wees, sal gebruik tot u stigting, tot onderrigting in die waarheid van die woord, sodat u kan opgroei in die allerheiligste geloof. So ja, ek is dankbaar dat ek ten spyte van al die uitdagings tyd kan inruim om hierdie kort oordeenkings op te neem, en mag die Here vir u ryklik seën daardeur. Nou vir u net so kort oorsig, ons is besig met hierdie baie besondere gedagte van kruisopname. Ek het vir u gesê, Kolossense 3 vers 3 sê vir ons, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. U sal onthou, ons het bietjie oor hierdie gedagte gepraat en so 'n paar gedagtes gewissel rondom dit. En u sal onthou dat die belangrikheid het na vore gekom, dat hierdie woordjie van ons het gesterwe beteken die dag toe ons gered word, het ons gesterf aan die ou self. Ons is uit die koninkryk van die duiwel oorgebring na die koninkryk van die Here. Ons het nou die gees van God in ons harte, en ek het vir u gesê, die woordjie van het gesterwe of selfsterwe is presies dieselfde woorde wat die Here Jesus daar in Matteus 16:24 vir ons deurgee, as hy vir ons sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En ek gaan nou in die paar dae wat voorlê, so bietjie deur die Kolossense 3, hierdie 3de hoofstuk van die boek aan die gemeente in Kolosse, gaan ek so bietjie saam met u vers vir vers deurwerk, sodat ons 'n beter verstaan kan kry, hoe kan ons aan onsself sterwe, hoe kan ons ons kruis opneem, en hoe kan ons die Here volg. Want u sien, dit is besonder hoe die Here vir ons in hierdie 3de hoofstuk, stap vir stap begelei, hoe ons dan kan sterwe aan onsself, ons kruis opneem, Jesus volg, en dan ware vrede en blydskap in ons gemoedere ervaar. Romeine 13:14 waarsku ons, en eintlik roep ons op en sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Die vraag is, hoe doen ons dit? En ag vriende, kom ons val sommer dadelik weg. Ek sien daar in Kolossense 3 vers 1, die eerste antwoord. Hoe kan ek hierdie gekruisigde lewe lei? Hoe kan ek my kruis opneem? Hoe kan ek my gedagte verander, om nou te lewe soos 'n kind van die Here, soos 'n vrygekoopte, soos een wat die gees van God ontvang het? En die apostel Paulus beantwoord dit. Hy sê daar in vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Een Engelse vertaling sê, since you were raised together with Christ, keep on seeking the things above. Nou vriende, u weet, as ons, u en ek, ons almal het dit al oorgekom, as ons miskien ons sleutels verlê,
Ons moet dringend iewers te heen ry. Ons begin die karsleutel soek en u weet mos nou daai sleutelhouer wat in die muur hang is eintlik maar net 'n ornament, want ons sit die sleutel hierdie kant en ons sit hom daardie kant en dan begin ons soek. En ons roep die kinders en jy roep die man en jy roep die vrou en sê kom ons soek net. Ons moet daardie sleutel kry want ons moet ry. Daar was ernstige soeke. Dis 'n intense soeke en ons soek hierdie spesifieke ding, hierdie karsleutel sodat ons na ons bepaalde bestemming kan vertrek. En ag vriende, dis omtrent die gedagte wat die apostel Paulus hier vir ons wil deurgee. As ons geestelik wil groei, as ons wil sterwe aan onsself, as ons die gestalte van Jesus meer in ons na vore wil laat kom, sal ons ernstig die dinge moet soek daarbo. Ons moet 'n doelbewuste kop skuif maak om die dinge te bedink daarbo. Jesus self sê, daar in Johannes 5 vers 30, hy sê, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Is dit nie vir u besonder nie? Die Here Jesus, God wat mens kom word het, hy is op hierdie aarde, hy lewe sondelose lewe, en hy kom in Johannes 5 en hy sê, ek soek nie my eie wil nie. Dit gaan nie vir my oor myself nie. Dit gaan nie oor my gemak nie, dit gaan nie oor my genot nie, dit gaan nie oor my rykdom, my plesier en hoe gemaklik ek kan lewe nie. Ek is hier op 'n goddelike missie, op 'n taak en op 'n doelbewuste missie. En dit is om die wil van my Vader te doen, en hierdie wil van die Vader sou wees dat Christus sou ly, sou sterwe en opstaan om dan ook hierdie plaasvervangende dood dan te sterwe. Ek vra vir jou vanmôre, as jy geestelik wil groei, is jy besig om die dinge te soek daarbo? Is jy daagliks besig om te sê, Here, ek wil sterwe aan myself, sodat u wil in my lewe tevoorskyn kan kom? Dit gaan nie meer oor wat wil ek nie, maar wat wil u deur my lewe bereik? Wat wil u met die paar jaar wat ek nog oor het? Wat wil u bereik in my lewe? En dit, vriende, is waaroor hierdie hele gedagte gaan. Te veel mense wil eendag hemel toe gaan, maar hulle wil nie 'n lewe van kruisopname en selfsterwe lewe nie. En daarom is hulle so ongelukkig, want as jy die dag by die Here Jesus uitgekom het, dan besef jy jou lewe behoort nie meer aan jouself nie, en jy wil nie meer lewe vir jouself nie. Daarom is dit baie belangrik om te sien dat as jy met die sonde en die wêreld begin heel, en met 'n halfhartige oorgawe die Here probeer dien, sal jy die ongelukkigheid beleef, wat baie mense beleef, wat bely hulle behoort aan die Here, maar hulle lewe nie in 'n volle oorgawe nie. Die Here Jesus kom daar in Johannes 17. U onthou dis die hoëpriesterlike gebed. Hy neem afskeid van sy disippels. En hoor hoe besonder vat Jesus sy aardse bediening saam. En daar staan, dit het Jesus gespreek. En hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Is dit nie vir u besonder om hierdie woorde te lees nie? Hy sê, Vader, verheerlik my, sodat ek u ook kan verheerlik. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ons kinders van die Here is, kan ons Vader alleen verheerlik, deurdat Christus gestalte in ons lewe kry, in ons doen, in ons denke, in ons optrede, ag vriende, in alles wat ons elke dag beleef. Jesus kom en hy sê, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En dit is vir my 'n begeerte in my hart, dat as ek by die doodsjordaan aankom, as ek die dag moet sterwe, dat ek kan terugkyk oor my lewe en sê, Gerard, deur God se genade en die instaatstelling van die Heilige Gees, het jy die goeie stryd gestry, jy die wedloop volëindig en jy die geloof behou. Daarom het u en ek nodig om ons soeke te verander. Hou op soek na die wêreldse genot, se plesier, die wêreldse goedkeuring, die wêreldse dinge wat vir ons net hartseer inhou. Kom ons begin hierdie waarheid ter harte neem om werklik met 'n doelbewustheid die dinge te soek wat daarbo is. Ja, om ons denke te verander. Ons lees daar in Lukas 22 vers 42 dat die Here Jesus, toe hy in die tuin van Getsemane was en hy daai beker van sonde moes ledig, en wat dit presies behels kan ek nie vir u sê nie. Maar ek weet dit was so verskriklik dat Jesus 'n sweetdruppels van bloed gehad het. En hy kom en hy vra, Vader, wil u nie maar hierdie beker van my wegneem nie? En hy sê, laat nogtans nie my wil nie,
maar U wil geskied. Hoe dikwels is ons opstandig, wanneer die Here oor ons lewe goed toelaat, wat miskien nie in ons gemaksone is nie. Miskien is dit 'n siekte. Dit kan iets so klein soos griep wees, of bronkietis, of miskien 'n been wat gebreek het, of miskien 'n vinger wat gebreek het, of miskien 'n oog wat iets in het, en ek moet dokter toe gaan, dis vir my pynlik, en onmiddellik is ek opstandig, en onmiddellik is ek hier my gedagte besig, wat het ek nou weer verkeerd gedoen, en waarom straf die Here my nou weer? Dan wil ek jou vra, stop net vir 'n oomblik en dink daaraan. God is 'n liefdevolle God, genadig en barmhartig. In sy seun het hy vir ons verlossing kom skenk, en hy sal niks oor ons lewe toelaat wat nie ten doel het om ons meer te maak soos Jesus nie, en al kos dit dat ons soms moet ly. En daarom wil ek jou vra, staan vir 'n oomblik stil en vra vir jouself die vraag, soek ek die dinge daarbo? Want dis presies wat hierdie gedeelte vir ons kom leer in Kolossense 3 vers 1. Soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Vriende, hierdie woordjie soek is in die teenwoordige tyd geskryf en dui op 'n deurgaanse, ernstige, aanhoudende, daaglikse soeke na die dinge van die Here. Die klem lê nie op die soek nie, maar op wat nagesoek word. En wat soek ons? Kom ons kyk gou, vriende. Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Is dit nie wat die Here Jesus sê, wat die apostel Paulus vir die gemeente in Kolosse geleer het, wat die Here vanmôre vir ons wil kom leer nie? As ons 'n lewe van kruisopname wil leef, en as ons vanmôre sterwe aan onsself, soos elke kind van God behoort te doen, dan moet ons soeke verander. Met ander woorde, God se koninkryk en sy geregtigheid en sy waarheid moet vir ons die prioriteit wees. Die res moet ons nie so baie plaas soos dit ons tans pla nie. Want ons, soos Filippense 3 vers 20 sê, het 'n burgerskap in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Waar begin kruisopname? Waar begin sterwe aan self? Waar begin selfverloning? Volgens Kolossense 3 vers 1, deur die dinge te begin soek wat daarbo is, om werklik koninkryksgedagtes te begin bedink, om te besef, ek is nie meer 'n burger van hierdie aarde nie, maar my burgerskap is nou in die hemele. Ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner hier, en ek moet so lewe, dat ander Jesus in my lewe gestalte kan sien kry. Mag die Here vir my en jou in staat stel, en mag hy vir ons krag gee daartoe. Seën vir u, ons bid vir mekaar, en ook vertrou ek dat die woord ons sal opbou in die allerheiligste geloof. Seën vir u vir die dag, groete, tada.